Dis tyd om te gaan stort. Die spooke van gister se psigoses wag vir my. Vang my in met skerp tande, sodra ek in die klein badkamer met die mooi valteels instap. Kom in, vink hulle met lang gekromde naels vir my. Ons het vir jou gewag. Die een staan langs die bad en wys sy voorvinger na die plat deksel van die toilet. Sit daar, welkom hier, welkom. Dink jy nou jy kan vlug van ons? Ons het mekaar mos al soveel keer hier ontmoet. Ek hoef jou mos nie te herinner nie. Sis die gedrog met welbehae, heeltemal bewus dat hy in beheer van die situasie is. Ek kyk na sy aaklige, alienagtige lyf, kort en maar. Ek sien sy boepens, dun beentjies en nog dunner arms. Ek probeer hom ignoreer, terwyl die helse angs my siel vul, en kyk na die skoon wit kantgordyn wat bo die venster hang. Dis mooi, dink ek by myself, totdat ek teruggeruk word deur die monster wat sy hand om my keel hou en die laaste bietjie lewe uit my gees wring. My binneste wil vlug, ontsnap van die onthou van gister, se vele psigoses wat hier afgespeel het. Ek sien myself, my wese skreeuwend, huilend, vasgevang in 'n skynbare mooi ruimte, maar vol van doodsbeendere van gister se geesdode wat hier plaasgevind het. Te veel om op te noem. Ek wil nie onthou nie, skreeu dit binne in my. Waarheen kan ek vlug? Waarheen? Ek onthou die honderde beplannings van selfdood wat hier afgespeel het. Die konkoksies wat in my brein beraam is. Hoe ek dit sou doen, hoe ek dit sou bewerk, wanneer ek dit sou doen. Sou ek die badkamerdeur toesluit? Sou ek die pille voor die tyd hier wegsteek? Sal my man my hier vind? Sou hulle my kaal hier uitdra? Sal ek my liggaam van die plafon van die badkamer kon sien as my siel my liggaam sou verlaat? Sal hierdie later my doodsvertrek word? Ek kyk rond voor ek my ontklee. Hierdie spasie herinner my aan die kere waar ek tevore, ten spyte van watter onaardse, helse uiteringe uit my gees, geen verligting na die tyd ervaar het nie. Die uitroepe na God, wanhopige, hysteriese smekinge, almal onsukses vol. Ek sien die voor- en agtertoe wieg, die rede daarvoor onbekend. Oerbewegings, diep uit die gees, uit die pyn, die helpyn van gister, vandag se onmeetbare wanhoop. Here, bid ek vir die ontelbaarste maal. Hoe kom ek vry van hierdie hel, hierdie lewende hel? Die trane,
Die voorspel tot groter uitbarsting maak hulle verskyning. Daarna die gekromde, onnatuurlike liggaamsvorm in die storthok terwyl die warm water oor my middeljarige lyf spoel. Ek probeer die klank van my klaaglied temp. Die jong man aan die einde van die gang hoor. Hy hoor. Hy moenie hoor nie. Ek het hom lief. Ek wil hom beskerm. Ag Here, moenie dat hy hoor nie. Maar ek is onsuksesvol. My gees neem oor. Dis nie lang voor die badkamerdeur oopgaan en my lewensmaat daar staan nie. 'n vreemde uitdrukking op sy gesig, dalk onsekerheid. Hy kom in en maak die deur vinnig agter hom toe. Ek klim met die stort, vou die groot handdoek om my skuddende, hysteriese lyf en gaan sit op die wit deksel. Hy staar my aan, hy gee om, maar weet nie hoe om te reageer nie. Weet nie wat om te verwag nie. Ek kan nie meer nie, ek kan nie meer nie, skree die bekende woorde uit my diepste wese. Jy hoef nie meer nie, laat gaan, jy hoef nie meer te veg nie, is sy woorde. Ek wil nie meer lewe nie, ek wil nie. Ek het nie meer krag nie. Die Here weet dit. Hy weet dit. Die ineenstorting eskaleer. My liggaam wiegend vorentoe, agtertoe. Ek het al laat los. Ek het, maar niks gebeur nie. My een voet is hier en my ander voet is daarbo, maar tog gryp hy my nie. Hoekom nie? Hoekom nie? Die wanhoopskrete skeer, wanhoop wat elke sel in my lyf vul. Ek onmagtig om daarvan te ontvlug. My gesig is lelik as ek later in die spieël kyk. Onnatuurlik vertrek, amper onmenslik. Ek sien die dooie oë en skaduwee van my vorige self. Ek stap later met geswelde oë en wange uit die badkamer uit. Wonder wat die kind aan die einde van die gang dink van die geluide wat uit die badkamer gekom het. Die geluide waaroor hy glad nie wil praat nie. Toegesluit soos 'n diep geheim in die kluis van sy jong gees. 'n kluisdeur wat hy nie wil oopmaak nie.